Kom ons bely nou saam dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Op hierdie verklaring antwoord die Here deur ons te seën. Genade, barmhartigheid en vrede sy julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam as lofpsalm, Psalm 84. Psalm 84, ons sing die eerste en die 6de vers waarin ons die lieflikheid van die wonings van die Here besing. Die heerlikheid om saam as 'n gemeente die Here te dien vanoggend. Psalm 84 vers 1 en 6 waarna ons geloof bely. Ons doen nou belydenis van ons geloof volgens die geloofsbelydenis van Athanasius. Die eerste deel van die geloofsbelydenis van Athanasius tot en met artikel 28 handel in die besonder oor die drie-eenheid, hoe ons dit moet sien. Ook as 'n skriftuurlike leer teen die dwaling van destyds Arius. En dan van artikel 29 af tot 44, wat ek al 'n paar keer voorgehou het, gaan dit oor hoe ons Christus bely. Vanoggend meer oor die drie-eenheid. Hoe sien ons die drie-eenheid? Geloofsbelydenis van Athanasius. Vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou. As iemand dit nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan. Die algemene geloof is, ons moet die een God in die drieheid en die drieheid in die eenheid eer, sonder om die persone te vermeng of die wese te deel. Want die persoon van die Vader is 'n ander, die van die Seun is 'n ander en die van die Heilige Gees is 'n ander. Tog het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid. Soos die Vader is, so is ook die Seun en ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape. Onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Heilige Gees. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. Nogtans is daar nie drie ewiges nie, maar een ewige.
Net soos daar ook nie 3 ongeskapenes of 3 onmeetlikes is nie, maar 1 ongeskapene en 1 onmeetlike. Eweneens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig. En tog is daar nie 3 almagtiges nie, maar 1 almagtige. So ook is die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God. En tog is daar nie 3 gode nie, maar 1 God. Net soos die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here, en tog is daar nie 3 Heres nie, maar 1 Here. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik God en Here te noem, word ons ook deur die algemene geloof verbied om 3 gode of 3 Heres te bely. Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie, maar gegenereer. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie, maar gaan van hulle uit. So is daar dan 1 Vader, nie 3 vaders nie, 1 Seun, nie 3 seuns nie, 1 Heilige Gees, nie 3 Heilige Geeste nie. En in hierdie drieheid is daar nie 'n eerste of 'n laaste nie, nie 'n meeste of minste nie, maar al 3 persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk, sodat in alle opsigte, soos hierbo gesê is, die eenheid in die drieheid en die drieheid in die eenheid geëer moet word. Wie dus salig wil word, moet so oor die 3 eenheid dink. Kom ons sing Psalm 9 vers 7 as antwoord. Ons luister nou na die wil van die Here, soos ons dit vind in sy wet en die 10 gebooie wat hy vir ons gegee het. En omdat ons so maklik vergeet, is dit maar nodig om elke Sondag weer herinner te word aan wat die Here wil en wat sy wil vir ons lewe is. Kom ons luister daarna en dan antwoord ons met Psalm 79. Psalm 79 vers 5 en vers 6. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie, jy mag nie vir jou gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van ons Here God. Dan jy mag geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, die slaaf, slavin, diere, vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie.
Ons ewige en almagtige God, ons hemelse Vader. Ons dank en ons loof U dat ons ook weer vanoggend hier in vrede en rustigheid by mekaar kan kom. Juist daarom dank ons U in die wete van soveel medegelowiges oor die wêreld heen wat hierdie voorreg nie het nie. Hulle wat vervolg word ter wille van U naam. Hulle wat moet ly. Hulle wat by mekaar kom, ook met dankbaarheid en vreugde, maar onder oorlogswolke. En ons dank U dat U hulle ook vashou. Dat U ook beloof het dat daar steeds, selfs tot met die wederkoms, hulle sal wees wat die knie nie voor Baal gaan buig nie. Wat U gaan dien. Dat die kerk van die Here bestaan van die begin tot die einde. Nooit sal daar iemand wees wat nie ook in U glo nie. En daarvoor dank ons U dat ons kan weet dat U U kerk onderhou, bestuur, bewaar, lei. Dat dit U kerk is. Dat ons as gelowiges U kan dien, U kan eer, U kan verheerlik. Omdat ons weet dat die evangelie juist die evangelie van 'n blye boodskap is, 'n vreugdevolle boodskap, 'n boodskap van verlossing. Verlossing uit 'n sonde dood en U bring tot 'n ewige lewe. Ons dank U dat ons dit mag glo en dat U woord so helder en duidelik is, ondubbelsinnig dit vir ons deurgee. Dra elkeen van ons ook in U groote liefde en U genade. Gee dat ons steeds U woord suiwer sal verkondig, want alleen deur die suiwere verkondiging van U woord word U naam verheerlik. Dra ons in hierdie tye waarin ons lewe, o Here. Hou ons vas in U groot en genadige hand. Vertroos hulle wat swaar kry, wat droefheid het oor die dood van geliefdes. Nie net hierdie week nie, maar daar is soveel wat treur ook oor hulle wat ons vooruit gegaan het, ook na hulle verlang. U weet, U ken ons harte. U ken ons gedagtes wat soos 'n wilde perd in die nagte rondhardloop. Dra U ons en vertroos en versterk ons ook elke dag deur U groot liefde en U groot genade. Seën ook die prediking waar dit ook gebring word vandag, ook hier. Laat dit dan ook wees tot die eer en verheerliking van U driemaal heilige naam. En gee ons ook dan die vreugde dat ons kan weet dat die opstanding van ons Here Jesus Christus vir ons die versekering is, die salige pand van ons opstanding. Vra dit om Christus wil. Amen. Vanoggend, broers en susters, behandel ons Heidelbergse Katekismus Sondag 17, ons belydenisskrif, met die vraag, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En dan, hierdie vraag kom dan uit die belydenis van die Apostolikum, die 12 artikels, waarin ons dan glo en dan bely oor die opstanding van Jesus Christus. Dan is die antwoord, ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek, en ten derde is die opstanding van Christus
vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Ons lees uit die woord van die Here uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1. Broers, ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waarin julle ook vasstaan, waardeur julle ook verlos word, mits julle vashou aan die evangelie woord wat ek aan julle verkondig het, tensy julle vergeefs tot geloof gekom het. Want die wesenlike wat ek ontvang het en ook aan julle oorgelewer het, is, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, hy is begrawe, en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte, en hy het aan Sefas verskyn, en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. As die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. Want ek is die geringste van die apostels, nie geskik om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander. Eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Daarom, of dit ek of hulle is, dit is wat ons verkondig, en daarvolgens het julle tot geloof gekom. Maar, as Christus verkondig word, dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle dat daar nie 'n opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Boonop word ons as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy dan nie opgewek het nie, as dit so is dat die dooies nie opgewek kan word nie. Want as dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs en julle steeds in julle sondes. Dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen volgens 'n bepaalde orde. As eersteling Christus, daarna met sy koms, hulle wat aan Christus behoort. Dan kom die einde, wanneer hy die koningsheerskappy aan God die Vader sal oorgee, wanneer hy alle heerskappy en gesag en mag vernietig het. Want Christus moet as koning regeer, totdat hy al die vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. Want hy het alles onder sy voete gestel. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat dit met die uitsondering is van hom wat alle dinge aan Christus onderwerp het. Wanneer alles aan hom onderwerp is, sal die Seun homself onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles en almal sal wees. Anders, wat sal diegene wil bereik wat hulle self ter wille van die dooies laat doop? Indien dooies glad nie opgewek word nie, waarom laat hulle ter wille van dooies doop? En waarom stel ons van uur tot uur in gevaar? So waar as ek van dag tot dag in doodsgevaar verkeer, so waar is dit, broers, dat julle my rede tot roem is in Christus Jesus onze Here. As ek in Efese as 'n sterflike mens teen wilde diere geveg het, watter nut was dit vir my? As dooies nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Laat julle nie mislei nie, slegte geselskap bederf goeie sedes. Wees nugter in julle denke soos dit hoort.
Jy moenie sondig nie. Sommige van julle het helaas geen kennis van God nie. Dit sê ek tot julle skande. En dan enkele verse uit Lukas 24, Christus se verskyning aan sy disippels, Lukas 24 vanaf vers 36 tot 43. Terwyl hulle, dit is die disippels, nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan hy, dit is Christus, self tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle 'n gees sien. Maar hy sê vir julle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, dit is ek self. Vat aan my en kyk. 'n Gees het nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hulle sy hande en voete. En omdat hulle dit van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê hy vir hulle, het julle iets te ete hier? En hulle het hom 'n stuk geroosterde vis gegee, en hy het dit geneem en voor hulle geëet. Daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Ons teksverse, broers en susters, is dan 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 17 tot 20. En as Christus nie opgewek is nie, as julle geloof vergeefs, julle steeds in julle sondes, dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Geliefde broers en susters, in die preek 3 weke gelede, 11 Januarie van hierdie jaar, het ek klem gelê op die noodsaak van 'n korrekte skrifbeskouing, omdat 'n verkeerde skrifbeskouing noodwendig tot dwaalleer lei. En nou weet ons al reeds van die nuwe hervorming wat hier in die jare 2002 tot 2006 groot opspraak verwek het oor die beklemtoning wat hulle het, dat hulle gesê het dat Christus nie liggaamlik opgestaan het nie, nie letterlik opgestaan het nie. Let wel, hulle het nie gesê hy het nie opgestaan nie, maar daar was onsekerheid vir hulle oor sy letterlik liggaamlike opstanding. En volgens hulle is daar dan nie 'n verskil of Christus letterlik liggaamlik opgestaan het en of Christus metafories dan opstaan nie. Met metafories bedoel ons dan figuurlik. Maar nou moet ons nie dink dit is nou iets niets wat hierdie mense nou uitgedink het en dis nou 'n nuwe openbaring wat hulle ontvang het, wat eintlik nou so verskriklik goed ondersoek moet word. Dis 'n ou dwaling. Kom ons noem net eers 'n paar voorbeelde om te sê, maar hierdie ou dwaling is net so oud soos die Christelike kerk self. Want die heel eerste ontkenning van Jesus se opstanding was die Romeinse soldate wat omgekoop is om dan te ontken dat hy werklik opgestaan het. En hulle het gesê nee, maar sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam verwyder. Matteus 28 vers 13. Ander dink weer hierdie hele gedagte van die ontkenning van die opstanding van Christus kom uit die Griekse filosofie wat siel en liggaam skei. Die Grieke het geleer die liggaam is niks werd nie. Absoluut niks. Jy kan met jou liggaam doen net wat jy wil. Jou liggaam behoort aan jou.
Dis die siel wat die belangrike is. En ons bely anders. In die Heidelbergse Katekismus, die eerste vraag, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dan is die antwoord, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe aan Christus behoort. Dat ek met liggaam en siel. Mense dink baie keer, en hulle sê, ons moet siele vir Christus wen. Ons gaan nie klomp spooke en geeste in die hemel wees nie. Ons behoort met liggaam en siel. Die Here Jesus Christus het ook vir jou fisiese liggaam waarin jy vandag is, gesterf. Jy behoort aan die Here. Dis jou enigste troos. Liggaam en siel behoort jy aan die Here. Daarom kan jy ook nie met jou liggaam maak wat jy wil nie, selfs ook na jou dood. Mag jy nie met jou liggaam maak wat jy wil of verkies nie. Hierdie dwaling kon dalk ook ontstaan het van die Sadduseërs in Christus se tyd. Ons ontmoet hulle waarin hulle in twisgesprekke met Christus is. Hulle het ook die opstanding van die liggaam verwerp. En in 2 en 3de eeu kry ons 'n sekere dwaalgroep kettery, die Gnostieke, wat ook die liggaamlike opstanding verwerp het. Hulle het ook dan gesê, maar die belangrike is, jy moet deur gnosis, deur kennis, tot die waarheid kom. Jy het eintlik nie Christus nodig om tot die waarheid te kom nie. In die 6de eeu, interessant, en verder met die opkoms van Islam, word die opstanding verwerp. Ons weet seker dat Islam, en as jy die Koran sou lees, Islam ontken nie die werklikheid van Christus nie, maar hulle sê Christus was maar net 'n groot profeet. Maar die hele gedagte dat hy uit die dood uit opgestaan het, en dat hy vir ons sonde gesterwe het, verwerp hulle natuurlik. En nou is daar nie tyd om aandag te gee aan die opkoms van die liberale teologie nie. Miskien het ek 'n bietjie by vorige preekgeleentheid het ek daarby bietjie meer stil gestaan. Maar die opkoms van die liberale teologie in die 19de eeu, en dan ook later dan die goedkeuring van die liberale doopsformulier hier in die Kaap, het 'n baie belangrike rol gespeel om dan die hoe sal mens sê, die grond oop te breek vir vandag se liberale denke. Die liberale teologie uit die aard van die saak ontken die opstanding van Christus, maar as iemand dalk nou vra, maar wat is 'n werklike voorbeeld, hoe kan ons 'n kerk meet aan, is hierdie kerk deel van die liberale teologiese denke? Dan dink ek op hierdie stadium vandag is dit belangrik om te vra, wat is hierdie kerk se amptelike standpunt oor selfde geslag verhoudinge of homoseksualiteit? En daardie antwoord sal vir jou dan lei tot, is dit liberale teologie wat hier beoefen word in die kerk of nie? En nou het hierdie liberale teologie het ook weer momentum gekry hier in Suid-Afrika. In die 1980er jare het ons die Jesus seminar in Amerika gehad en dit het oorgewaai deur die nuwe hervorming hier in Suid-Afrika. En die gevolg was hierdie radikale omkeer in skrifbeskouing. Sodat die nuwe hervorming dan met hierdie nuwe siening van die Bybel gekom het. Die verwerping van die maagdelike geboorte van Christus, die verwerping van sy opstanding. Dan ook baie hedendaags die Jehova getuies verwerp ook die liggaamlike opstanding van Christus en sê, net sy gees het opgestaan, maar hy het nie liggaamlik opgestaan nie. Nou hierdie is maar net enkele voorbeelde om te noem dat die vraag van die Heidelbergse Katekismus, wat
al eeue gelede gevra is, nog net so belangrik is. Watter nut het die opstanding van Christus en die geloof in die opstanding van Christus vir ons? En daarom is die vraag wat ons vanoggend moet antwoord, is die feit dat ons glo en moet glo in die werklik liggaamlike opstanding van Christus so belangrike saak? Is dit 'n belydenissaak? Is dit 'n kernsaak van die evangelie? Of kan ons sê, goed, ons kan maar ander mense tolereer en vir hulle die geleentheid gee om te sê, goed, julle kan maar 'n bietjie anders glo as die letterlike liggaamlike opstanding. In antwoord op hierdie vraag wil ek eintlik 'n volgende vraag aanvra. Het jy al gewonder hoekom ons Sondag en nie op Saterdag eredienste hou nie? Saterdag is tog die 7de dag. Dis die Sabbat. Die Jode onderhou Saterdag as hulle Sabbat. Sondag is die eerste dag van die week. En die Nuwe Testamentiese kerk het byeenkomste vanaf die tyd van die apostel Paulus alreeds op die eerste dag van die week het hulle samekomste gehou. Ons lees in 1 Korintiërs 16 vers 2 waar Paulus aan die gemeente in Korinthe skryf, elkeen van julle afsonderlik moet op die eerste dag van die week 'n bedrag op sy sit. Dit is dan ook die insameling van fondse vir die arme gemeente in Jerusalem. En hierdie reëling, sê Paulus ook in Korintiërs, dat hy in al die gemeente in Galasië hierdie opdrag gegee het, as julle die eerste dag van die week by mekaar kom, sit kollektes by vir die gemeente in Jerusalem. Wanneer Johannes op Patmos die openbaring ontvang, dan ontvang hy dit volgens Openbaring 1 op die dag van die Here. Wat beteken Sondag, die eerste dag, die dag waarop Jezus opgestaan het. Die viering van die Sondag gaan dus oor die opstanding van Jezus Christus. Dis die herdenking dat hy die eerste dag van die week uit die dood opgestaan het en die dood oorwin het. Is dit nou dan volgende vraag werklik noodsaaklik om te glo dat Christus werklik, letterlik, liggaamlik opgestaan het? Is dit 'n baie belangrike saak vir ons belydenis? Ons belydenisskrifte is baie duidelik oor die saak. Die liggaamlike opstanding van ons Here Jesus Christus is 'n belydenissaak. En indien iemand dit verwerp, behoort so iemand van dwaalleer aangekla te word. Ons het reeds gehoor van die Heidelbergse Katekismus. Die Nederlands Geloofsbelijdenis artikel 19 lees ons die volgende: omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egtheid van sy liggaam afhanklik is. NGB, Nederlands Geloofsbelijdenis artikel 19 sê dus, ons saligheid en ons opstanding is afhanklik van die egtheid van Christus se liggaam. As Christus nie werklik liggaamlik opgestaan het, is ons saligheid en ons opstanding in gedrang. Nou wat leer die Bybel? Wat leer die skrif ons? Teenoor die ontkenning van die opstanding van die Sadduseërs, sê Christus vir hulle, kyk 'n bietjie, en hy sê dit in Matteus 22 vers 23 tot 33. Hy wys hulle op Exodus 3 vers 6. Daar openbaar God hom aan Moses en die Here sê, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. En dan voeg Christus by, hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En hiermee sê Christus se argument teen die dwaalleer van die Sadduseërs dat daar nie 'n opstanding is nie.
Nou lees ons verder van die vroue wat Jesus se voete gegryp het en hom aanbid het in Matteus 28 vers 9. En dan is die vraag, het hierdie vroue Christus se voete metafories vasgehou? Hulle het hom ons aangesien het, maar hulle wil iets vat, maar daar is niks om te vat nie. Of is die Bybel nou verkeerd? Ek glo nie ons kan dit vra. Die vroue het Christus se voete aangehou, vasgehou. En die Griekse woord wat hier gebruik word, en die bedoeling van hierdie gedeelte is, wat Christus vir hulle sê, hy sê nie vir hulle, moenie my voete vashou nie. Die bedoeling is, moenie my voete vashou met die doel om dit nie te los nie. Vroue wil Christus vashou, hulle wil hom nie laat gaan nie. En dan sê Christus, moenie my voete vashou met die doel om dit nie te los nie. Julle moet my voete weer los. Maar julle kan maar aan my voete vat. Of het Christus vir Thomas metafories gesê, kyk na my hande en steek jou vinger in my sy. In Johannes 20 vers 27. Voeg dan hierdie gedeelte by wat ons in Lukas 24 gelees het, waar Christus na sy opstanding aan die disippels verskyn het. In 2 Timoteus 2 vers 17 en 18 verwerp Paulus die dwaling van Hymenaeus en Philetus, wat leer dat daar nie 'n opstanding is nie, net 'n geestelike opstanding en nie liggaamlik nie. En in 1 Korintiërs 15 vers 20 word Christus die eersteling uit die dode genoem. Hy is die eersgeborene uit die dode. Dit sê Kolossense 1 vers 18, die skrifberuiming wat ons gesing het in ons voorafsang. En ook in Openbaring 1 vers 5 word Christus gesê, hy is die eersgeborene uit die dode. Dit impliseer dat ons net soos Christus liggaamlik sal opstaan, nog duideliker volgens Athanasius artikel 41, sal ons met ons liggame opstaan, en nog duideliker in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 37, sal ons met die opstanding die siel van elkeen saamgevoeg en verenig word met sy liggaam waarin hy geleef het. Artikels, gaan lees weer, Nederlands geloofsbelijdenis artikel 37. Daar bely ons siel gaan met die wederkoms saamgevoeg word en verenig word met my liggaam waarin ek hier geleef het. Na die opstanding sal ons met die gelowiges wat dan nog lewe in 'n oogwink verander en die verganklike sal onverganklik word. Ons lees in Handelinge dat die engele die disippels verseker het dat Jesus net so sal kom as wat hy na die hemel sien opvaar het. In Openbaring 1 vers 7 verklaar Christus, julle sal my sien, hulle wat my deurboor het sal my sien. Goed, waar hierdie dwaalleer dan ook vandaan kom? En is dit so dat hierdie dwaalleer dat Christus nie werklik letterlik liggaamlik opgestaan het nie? 'n dwaalleer en 'n listige poging van die Satan om die heerlike troos van ons salige opstanding juis weg te neem. Dit tas werklik die kern van ons geloof, van ons evangelie aan. En daarom kom ek nou vinnig terug na 1 Korintiërs 15 wat ons gelees het. Wat is die konsekwensie, sê 1 Korintiërs 15, as ons die liggaamlik, die letterlik liggaamlike opstanding van Christus verwerp? In die eerste plek sê 1 Korintiërs 15, ons geloof is waardeloos. In die tweede plek sê hy, ons lewe is waardeloos. En derde, ons toekoms is waardeloos. Kom ons kyk kortliks elke een van die punte uit 1 Korintiërs 15 wat ons gelees het. In die eerste plek, ons geloof is dan waardeloos.
In vers 17 skryf Paulus, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Hoekom is ons nog gevange in ons sondes? Onthou, deur die sonde het die dood gekom. Christus moes juis kom om vir ons sonde te sterwe en ook die dood te oorwin. As ons dus nie glo dat Christus uit die dood opgestaan het nie, beteken dit dat Christus nie ten volle die gevolge van die sonde aangespreek het nie. Hy het ons nie ten volle bevry van die gevolge van die sonde, ook die dood nie, want deur die sonde het die dood gekom. En hy het nie sy versoeningswerk voltooi nie. Ons sit dus met 'n halwe versoening wat ons nêrens gaan bring nie. Hy het dan nie die volle geregtigheid van God voldoen nie. Sy versoening beteken dan eintlik niks vir ons na liggaam en siel nie. En dan is ons nog gevange in ons sondes, sê die apostel Paulus. Dan wag die enige verdoemenis. Dan is ons verlore. Dan is ons geloof waardeloos. Indien Christus nie die dood oorwin het nie, ten volle vir ons sonde betaal het nie, dan kan ons ophou om kerk toe te kom. Dan kan ons kerklike bydrae maar eerder vir ons eie plesier aanwend. Maar nou sê Paulus, Christus het opgestaan. Hy weet, Paulus weet, want hy het die opgestane Here Jesus Christus op die pad van Damaskus self ontmoet. Glo dus in die opgestane Here Jesus en jy sal lewe tot in ewigheid. Die tweede belangrike saak is, as ons nie glo in die opstanding van Christus nie, is ons lewe waardeloos. Vers 19 van 1 Korintiërs 15 sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Besef hier die implikasie, as ons nie glo dat Christus werklik opgestaan het nie. Dan hoop ons net op hierdie lewe vir Christus. Dan streef die mens, soos die kommunisme, na 'n paradys op aarde. Want die mens se oog in jou geloof op die ewige lewe is dan nie daar nie. En dan is die gevolg, ek moet my eie paradys hier op aarde skep. Om dan net hierdie lewe jou hoop op Christus te berou, moet jy dus vir Christus uit die hemel uithaal en hom hier op aarde kom vestig. En wat gebeur dan? Jy ken dit. Die teologie van die revolusie. Die bevrydingsteologie. Wat baie bekend was hier in die 90er jare, 1990s en vroeg 20s. Die bevrydingsteologie hier in Suid-Afrika. Christus word dan afgebring hier op aarde. Hy raak die vryheidsvegter. Hy raak die een soos die bevrydingsteologie en die teologie van die revolusie Christus geteken het met 'n AK-47 wat hy so in sy hand hou. Hoekom? Want hy is teruggebring aarde toe. Hy moet die terrorist wees, hy moet my bevry van onderdrukking. Ek moet 'n aardse koninkryk hier skep. Christus moet kom om sy aardse onderdane te bevry van onderdrukking. Dit is waarom Christus gekom het. Van sonde, 'n sondebelydenis, en die werklike doel waarom Christus gekom het, is daar geen sprake nie. Verstaan u nou waarom Paulus sê, maar as ons hoop net vir hierdie lewe op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Dan is die gevolg nog erger. Watter troos het jy dan wanneer jou geliefde sterf? Watter troos moet jy dan iemand anders troos wat 'n geliefde verloor het? As Christus nie opgestaan het nie, luister wat staan in vers 18. Dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het, verlore.
dan staan jy by die graf. Ja, dan staan jy by die graf, met 'n handvol grond in jou hand, en jy spreek 'n vloek uit, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Maar jy besef nie, in Christus is daai vloek weggevat. Dit was die vloek na die sondeval. Christus het dit weggeneem. Geen opstanding van die liggaam nie, want jy hoop net hier op hierdie lewe. Sien nie waarom die opstanding van Christus uit die dood deel is van die kern van die evangelie boodskap. En nou in die derde plek sê 1 Korintiërs 15 vir ons toekoms is dan waardeloos. As ons nie glo in die opstanding van Christus nie, is die derde konsekwensie, dat as ons nie in Christus glo nie, ons geen ware toekoms het nie. 70, 80, 90 jaar, as Christus nie die dood oorwin het nie, dan is jou toekoms maar na hierdie paar jare op aarde verby. Christus se opstanding en ons opstanding uit die dood is aan mekaar gekoppel. Maar daar's 'n volgorde. Luister wat sê vers 23. Vers 23 sê, maar elkeen volgens 'n bepaalde orde, as eersteling Christus, daarna met sy koms, hulle wat aan Christus behoort. Op die laaste dag gaan almal opstaan. Almal gaan opstaan, van Adam af, tot by die laaste kind wat gebore is, gaan voor die regterstoel van die Here verskyn. Ou Testament en Nuwe Testamentiese gelowiges. Die toekoms is nie waardeloos nie. Hoor iemand, teoloog sê, Abraham het sonder Christus in die hemel gekom, want hy het Christus nie geken nie, maar tog sit hy in die hemel. Wat van die genadeverbond? Wat van Christus as die middelaar van die genadeverbond? Wat van die besnydenis wat Abraham gekry het, as teken dat Christus sou kom? Wat sê Hebreërs 11, dat Abraham uitgesien het na die koms van Christus? Ons toekoms is nie waardeloos nie. Ook die Ou Testamentiese gelowiges, iemand het die voorbeeld genoem, hoe het die Ou Testamentiese gelowige in die hemel gekom? En dan het hy die pragtige voorbeeld gebruik van die tolhek. Hy het gesê dit werk so. Die Ou Testamentiese gelowige tot en met Christus het gekom, en dan is daar vir hom gesê, betaal jou sonde. En dan het hy gesê, die een wat vir my kom betaal, hy kom, is agter. Die een wat die kop van die slang vermorsel gaan kom. En so is die Ou Testamentiese gelowiges by God. En dan, wat doen ons? As daar by ons gevra word, betaal, sê ons, maar die een het gekom. Hy het alreeds betaal. En daarom is ons belydenis, ook Sondag 17 van die Heidelbergse Katekismus, so duidelik, so heerlik, so troosvol. Die evangelie beteken 'n blye boodskap. Is dit so troosvol? Christus se opstanding is die betroubare waarborg, is die pand van ons salige opstanding. Maar onthou, die teendeel is waar, as Christus nie opstaan nie, en opgestaan het nie, gaan ons ook nie opstaan nie. Sluit af, broer en suster. Kan jy nou verstaan waarom die saak oor die letterlik liggaamlike opstanding van ons Here Jesus Christus en die geloof in hierdie kernsaak van ons evangelie boodskap juis deel vorm van die kern van ons geloof? As jy dit betwyfel, is daar enorme gevolge.
Dit is juist die gevolge wat die liberale teologie vandag beleef, met die verwerping van baie kernwaarhede van ons evangelie boodskap. Want as jy dit nie glo nie, is ons geloof, ons lewe, ons toekoms waardeloos. Inderdaad, die bejammerenswaardigste van alle mense. En nou het ons byna begin met die vraag, waarom kom ons Sondag in eredienste by mekaar? En dan kan jy die antwoord gee, ons hou eredienste op 'n Sondag, want dit is die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus uit die dood. Elke Sondag vier ons sy opstanding met dankbaarheid, met blydskap. Elke Sondag gedenk ons dit. Elke Sondag glo en bely ons dat hy opgestaan het. Ons glo en bely dat die heerlike gevolg daarvan is, dat ons kan glo in die opstanding van ons liggaam en kan glo in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U, o Here, vir die heerlike evangelie wat ons vanoggend uit die woord kon hoor. Die onsaglike, onbeskryflike troos wat ons het, wat ons lewe betekenis gee, wat ons geloof rig op die ewige lewe, waarna ons in volle geloofsversekerdheid kan glo en bely. Hoe kan ons U ooit genoeg dank? Hoe kan ons U ooit genoeg loof vir die evangelie, vir die blye boodskap, vir die vreugde wat dit in ons harte kan gee, vreugde wat vir geen mens werklik beskryf kan word nie. Gee dat ons ook in hierdie week ingaan, waar ons vandag ook die opstanding van ons Here Jesus Christus gevier het. Gee dat ons hierdie week ingaan met 'n blydskap, met 'n vreugde, met 'n gesindheid van ons is oorwinnaars, deur Christus wat ons die krag gee. En gee tog dat ons die pile van die bose, die borsharnas sal aantrek, om die vurige pile van die Satan wat dwaalleer verkondig, dat ons hierdie pile sal wegwerp en weerstaan, om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 71 vers 6 en vers 9. Ons sing die volgende in vers 9. Ek voel my sterk aan U verbonde, my lof, my mond vind tot U lof, gedurig ruimer stof. U redding meld ek elke stonde. Nou 'n stonde is 'n uur of 'n tydstip. U redding meld ek elke stonde, al kan ek dit nie skat nie, besyfer of bevat nie. Besyfer is eintlik maar bereken. Al kan ek dit nie skat nie, bereken of bevat nie. Psalm 71 vers 6 en 9. Versterk die kracht van al vergaan.
ontvang nou die seën van die Here en gaan ook hierdie week in met die vaste wete dat die Here se seën ook met u is. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.